Verlede week het julle begin oefen aan Vlam 501. Die lied se naam is 10.000 redes. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Prys nou lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Son kom op, dis 'n nuwe dag breek, die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die liefde is groot en geduld onmeetbaar. Die naam is groot en die hart is goed. Vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir U wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig meer. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Goed, ons sluit ons voorafsang af. Dan sing ons die bekende lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid gebuig.
stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na U vra. Sonder Heer, niks nog ek my eie wil. Kennis en verstand, stel ek in U Vaderhand. Maak my hart gereed tot troon, Heilige Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Môre gemeente. Baie welkom aan elkeen vandag hier, wat 'n voorreg is dit vir ons om as familie bymekaar te wees. En ja, vandag lyk ons soos familie. Familie wat gereed is om saam te kuier en 'n bietjie saam te braai, en ek is baie opgewonde dat ons hierdie tyd ook so saam kan geniet en saam kan vier. Vriende, ek wil net ons afkondigings vinnig met julle deel. Kerkraadslede wat verkies is tot die kerkraad, lees ek vir julle voor. Is Ben Liebenberg as ouderlinge, Lydia Niemand, Celia Malan, Santi Saiman, Jackie Swanepoel, Christa Dippenaar, Hans Kelly, Paul Grobler en Albert Winterbach. As diakens word verkies Johan Wessels, Pieter Dreyer, Renay Botha, Aubrey Butler, John Landsberg, Louwelen Oosthuizen, Fransja Volts, Johan Verster, Magda Badenhorst, Aiden Erasmus en Anje Grobler. Vriende, kom ons bid saam met hulle. In hierdie tyd wat hulle self ook deur 'n tyd van onderskeiding gaan, is dit die pad wat die Here vir hulle gereed gemaak het. Kom ons bid dat die Here vir hulle ook duidelikheid sal gee oor hoe hy die pad met hulle wil loop, ook hier in ons gemeente. Dan vriende, herinner ek ons in besonder aan vandag. Ons het nou gesê ons gaan lekker saam braai. Ken jy my? Wat 'n lekker geleentheid. Sommige net lekker 'n vleisie uithaal, ons gaan kuier met mekaar. Ek daag julle 'n bietjie uit om bietjie rond te loop tussen die tafels en die groepe. Ons weet mos maar hoe dit gaan. Ons gaan stel vir onsself op daar tussen almal wat ons ken, en julle is baie welkom om dit te doen, maar ek daag julle uit. Kom ons reik 'n bietjie uit na die wat ons nou nie so goed ken nie. En ons gaan kuier 'n bietjie met hulle ook vandag. En vriende, as jy nou hier sit en jy onthou skielik, gits, ons het heeltemal vergeet, dit is alright. Pick n Pay is nie ver nie, gaan kry 'n vleisie, kom sit hom op die vuur. Asseblief, moet dit nie mis nie, dis om 'n lekker geleentheid. Ons het vir die kinders ook allerhande prettigheid hierso voorberei, en dan een van daai lekker geleenthede altyd is fotodag. Nou, ek weet nie hoe dit by julle gesinne gaan nie, maar by ons kry ons nie altyd geleentheid om 'n lekker gesinsfoto, 'n mooi gesinsfoto vir ons te neem nie. So hier is nou 'n lekker geleentheid. Ons het 'n fotograaf gekry wat vir ons gaan help daarmee, en dan kan ons na die tyd gaan ons afkondig dat julle die foto's by die kerk kan kom afhaal. So asseblief, as jy 'n bietjie gesinsfoto wil neem, of sommer saam met julle vriende 'n bietjie foto wil neem, asseblief kom neem foto's. So ons gaan dan na die erediens eers 'n groot gemeentefoto neem op die trappe buite die voordeur van die kerk, en dan daarna, soos wat julle gereed is, ons sal julle dalk 'n bietjie nader roep ook, maar sal julle sien daar's 'n plek wat spesiaal opgestel is daarvoor, kan ons 'n bietjie foto's neem. Ek wil tog ook net dankie sê vir elkeen wat julle hoed saamgebring het. Ek sien intussen het 'n paar hoede al afgeval. Ons is nie meer gewoond daaraan om 'n hoed te dra in die kerk nie, dis 'n vreemde gevoel, maar ek sê dankie vir julle wat so lekker saam inspring met die hoed op die kop, en vir die manne met julle kakie klere, ons waardeer dit. Dit is sommer net so lekker geesvang, want die Here het ons tog gemaak om hierdie tyd met mekaar ook te geniet. Vriende, dit is so, ons gemeente is 175 jaar oud. 175 jaar van God se genade,
175 jaar wat God in hierdie gemeente werk, en ja, oor 175 jaar het hierdie gemeente met verskillende tye verskillend gelyk. En hier is ons ook vandag 'n besondere groep mense wat op 'n spesifieke manier lyk, wat mekaar liefhet, wat mekaar se hande vat, wat saam hierdie pad loop, wat met opgewondenheid en met 'n verwagting leef vir dit wat God in en deur ons wil doen in ons gemeenskap. Mag ons nie vergeet waarvoor God ons geroep het nie. Vriende, laaste afkondiging is altyd ons gebedslys. Want dit is krities dat ons vandag vir mekaar bid. Op ons gebedslys het ons 2 name. Die een naam wat gedruk is Marlies Olivier, vir wie ons aanhou bid, wat besig is met behandeling vir breinkanker. So kom ons hou aan vir haar bid. Maar dan ook het ek gisteraand 'n naam gekry, vir Hannes Rooswin. Hy is opgeneem in die hospitaal en van Vrydag af is hy in ICU. Hy het vog op die longe en hy sukkel om asem te haal, eintlik slijm het hy in die longe. En hy sukkel met asemhaling, hy het al 'n bietjie skoon gemaak, maar dit maak dat hy ook maar 'n groot stuk ongemak en pyn beleef daarmee saam. Vriende, kom ons bid vir hulle. Kom ons vra dat die Here vir hulle sal vashou en toevou in sy liefde, in sy genade, in sy krag vir dit wat God wil doen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons nou vir hulle en vir elke naam wat nie op hierdie lys is nie, wat ons weet ook gebed nodig het. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir die wete dat u 'n God is wat in beheer is, en dat daar by ons geen twyfel daaroor is nie. Here, ons vra dat u op 'n besonderse manier ook in en deur ons gemeente en in besonder in en deur ons hande sal werk. Ja, Here, ons uitreik na mekaar, ons uitreik na die wêreld, en in besonder ons uitreik na mense wat seer het, mense wat stikkend is, mense wat genesing nodig het. Dan weet ons, u is 'n God van genesing. Daarom, Here, het ons die vrymoedigheid om voor u te kom buig, te kom vra. Here, hier is mense in ons lewens wat worstel, verskillende maniere. Is dit nou mense wat herstel na operasies? Is dit mense wat met siekte worstel? Is dit mense wat met, nou al vir lank al, met siek wees uitgedaag word? Here, u ken hulle situasie. In besonder bring ons ook hierdie 2 name voor u vandag, vir Marlies en vir Hannes. Here, ons bid dat u vir hulle sal vashou. Want Here, ons weet, ons lewens is in u hande. Here, ons bid vir die familie wat rondom hulle staan. Ja, Here, dat u vir hulle krag sal gee om staande te bly. Ja, Here, dat u vir hulle moed sal gee waar moed wil wegraak. Here, ons bid vir hoop. Ons bid vir hoop. Wees u ons hoop, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons hulp is in die naam van die Here, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Hy wat die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Vriende, ons is in 'n tyd van die kerk, van 'n liturgiese tyd, waar ons herinner word aan iets wat Jesus vir ons kom doen het. En dit is, dat hy aarde toe gekom het. Ons het nou Kerstyd deurgegaan, ons het die opwinding van na Kerstyd beleef. Vriende, ons betree nou lydenstyd. Vandag is die eerste Lydenssondag, en daarom wil ek ook vra, Cor, sal jy asseblief vir ons een van hierdie 7 kerse kom aansteek asseblief. En so gaan ons oor die volgende klompie weke, gaan ons elke week 'n kers aansteek.
Want wanneer ons praat oor die lyding van Jesus Christus, dan is dit nie alleen die lyding op die kruis nie. Dit is die feit dat hy alles wat hy is as God prysgegee het om gebore te word hier op aarde. Dat hy homself nie vasgehou het aan dit wat hy gehaat het nie, maar dat hy vir my en vir jou alles opgegee het, dat ek en jy iets van hom kan leer, iets van hom kan beleef, ja, dat dit kan loop tot by die kruisiging. Mag ons hierdie lydingstyd in besonder herinner word aan die pad wat Jesus gestap het vir my en vir jou. Vriende, in hierdie tyd besef ek dat daar is soveel verskillende maniere waarop ons God aanbid en God beleef. En daarom oor die volgende paar weke wil ons ook 'n bietjie kyk na hoe ons as 'n familie ook van mekaar verskil. So ons gaan met mekaar 'n bietjie praat oor 'n woord waarvoor ons nie baie lief is in die gereformeerde tradisie nie, maar wat eintlik geweldig belangrik is vir ons om te verstaan. Want elke een van ons beleef God op 'n verskillende manier. Elke een van ons nader tot God uit 'n verskillende persoonlikheid. Want ons verskil van mekaar. Ons is anders. Ek is nie soos jy nie en jy is nie soos ek nie. Sê gou vir die persoon langs jou, ek is nie soos jy nie. Sê gou vir die persoon langs jou. Ja, ek is nie soos jy nie. Maar sê gou vir daai persoon langs jou, maar jy is baie mooi. Jy is baie mooi. Want vriende, die Here het ons so gemaak. Hy het ons mooi gemaak. Hy het ons gemaak vir wie ons is. Hy het ons gemaak om op 'n spesifieke manier tot hom te nader. En dan vir julle wat ouers is vir meer as een kind, ek het nou nog net een. Maar vir julle wat ouers is vir meer as een kind, sal weet, julle kinders verskil dag en nag van mekaar. Is daar enige erkenning daarvan? Ouers, ja, daar's hy. 'n pa is baie oortuig daarvan. Ja, dit is so. Ons verskil van mekaar. En in die kerk is dit net so. Nou, wanneer ons praat oor hierdie verskil van hoe ons tot God nader, dan gebruik ons die woord spiritualiteit. En hierdie woordjie wil eenvoudig sê dat die manier waarop ons tot God nader en die manier waarop ons hom beleef, so na God toe en van God af, verskil. En vandag wil ek praat oor die eerste manier. Die 4 spiritualiteite wat geëien word deur navorsers wat gaan kyk het wat gaan aan wanneer ons verskillend dink. Hoekom dink ons verskillend? Is die kopspiritualiteit, dit het te doen met kennis, ons gaan nou daaroor praat. Die hande spiritualiteit, aktiwiteite, dit is mense wat graag goed wil doen. Die mystiese spiritualiteit, hulle hou van stilte. Hulle hou daarvan om God te beleef net in die stilte. Maar ons gaan nog baie daaroor hulle ook praat. En dan die hartspiritualiteit wat iets uit hulle ervaring, iets uit hulle hart uit net iets wil beleef. Hulle het nie nodig om dit te verduidelik nie. Hulle weet net wat hulle beleef. Nou, rondom die kopspiritualiteit. As ons daar begin, dan is dit veral mense wat God op 'n baie vaste manier beleef. Want oor jare heen is daar vir ons goeie navorsing gewees. Oor jare heen het ons eredienste bygewoon. Ons ouers het vir ons geleer wat is die regte manier van hoe ons dinge doen. So mense binne die kopspiritualiteit hou van die regte manier om 'n ding te doen. En die regte manier word gekoppel aan dit wat oor jare heen geleer is, dit wat nagevors kan word. Hulle is mense wat hou van Bybelstudie. Hulle is mense wat hou van meer tyd om meer kennis in te win. Kennis is vir hulle geweldig belangrik. Hoe ons dink oor God moet bespreek kan word en geredeneer kan word. So, met 'n kopspiritualiteit
plaas ons geweldig klem op verstand. En ons in die NG Kerk verstaan nogal 'n kopspiritualiteit baie goed. Want dit is die primêre manier hoe ons oor jare heen die evangelie ook verkondig het. Oor jare heen het ons in 'n erediens gesit en paas, maas, oupas, oumas, julle sal onthou, daar was 'n tyd wat ons in 'n erediens presies geweet het op die sekond wanneer wat gebeur. Ons het geweet, Sondag gaan ons Eksodus 20 lees. Ons het geweet, die apostoliese geloofsbelijdenis gaan hardop gesê word. Ons het geweet wanneer om op te staan in die diens, wanneer om te gaan sit in die diens. En tot vandag toe is daar nog NG Kerke wat so funksioneer. En een van ons susterskerke funksioneer nog steeds so. Op 'n besonderse manier het die gereformeerde kerk 'n manier om hierdie vaste eer aan God ook so te wys. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Daar is iets mooi daaraan. Nou wanneer ek so erediens bywoon, dan kan ek nie my oë toemaak wanneer ons bid nie, want ek weet nooit wanneer ons moet opstaan en sit nie. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Maar in so 'n gemeenskap weet hulle presies, want dit is vir hulle geleer. Ons het 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. Paulus is so 'n voorbeeld en daarom kry ons die boek Romeine wat tot op die letter alles uiteensit en verduidelik en met verwysings bewys. In ons Bybelstudie wat ons weekliks het deur Romeine, is dit vir ons besonder, veral die laaste 2 weke, oor hoeveel verwysings daar terug is na die Ou Testament toe. Want Paulus het gewerk met kennis wat hy wil oordra. En dan het ons in die Ou Testament vir Salomo. Die hele Spreuke en Prediker wys iets vir ons van Salomo wat sê, hier is riglyne vir die lewe. As jy hierdie riglyne volg, dan is die gevolg A, B en C. Dis mense wat uit die verstand uit iets van God beleef het. En dis wonderlik, dis mooi. Voordele is dat mense wat met 'n kopspiritualiteit werk, diep gewortel is in hulle geloof. Hulle geloof wankel nie sommer nie, want hulle het bewyse vir hulle geloof. Hulle is vas oortuig daarvan. Die wonder ook van kopspiritualiteit is, omdat hulle bewyse het vir hulle geloof, of dan navorsing het wat hulle geloof steun, het hulle ook 'n antwoord wanneer daar vrae na die kerk toe kom. Hulle is seker van hulle saak. Maar dit help ons as gemeente dat daar nie dwaalleringe in die gemeente inkom nie. Hulle is geweldig belangrik ook daarvoor. Dis mense wat kan opstaan, die vermoë het om te kan opstaan vir die geloof. En ons kan dankbaar wees vir mense met 'n kopspiritualiteit in ons gemeente. Uitdagings wat kopspiritualiteite baie keer kan beleef, is vir die penny om van die verstand tot by die hart te drop. Hulle praat ons van daai 30 centimeter. Dat hulle geloof baie maklik net hier in die verstand kan bly. En dat die hart nog onveranderd staan. En dit is 'n uitdaging waarvoor kopspiritualiteite versigtig moet wees. Dis nie noodwendig waar nie, want God het ons holisties gemaak. Dit beteken, hy het ons gemaak om hom te ontmoet op verskillende plekke. Maar ons moet versigtig wees, dat ons nie al ons geloofsoefening net hierbo in die verstand doen nie. Nog 'n gevaar wat sigbaar kan word, is 'n geestelike trots. Omdat ek weet ek juis verkeerd. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Wanneer ons uit ons kennis uit die aanname maak, die persoon voor my beleef God verkeerd of anders. 'n Ander uitdaging met kopspiritualiteit is 'n onsekerheid of dalk 'n stukkie vrees vir verandering.
Want oor jare het ek dit so verstaan. Hier's my prentjie van my geloof. En wanneer ek uitgedaag word binne daai prentjie van geloof, dan is ek baie ongemaklik daarmee. En dit kan partykeer maak, wanneer ons nie ruimte los vir groei en vir verandering oor tyd nie, dat ons vas staan sonder groei. En dan het ons al daaroor gepraat, 'n boom wat nie aanhou groei nie, is besig om dood te gaan. Daar is nie net, ek is waar ek is en ek bly waar ek is nie. Ek groei in my geloof, of ek gaan dood in my geloof. Dit is 'n fyn balans. Daarom moet ons versigtig wees, wanneer ons as kopspiritualiteit onsself sien, dat ons aanhou soek na groei en na God se verandering in ons lewens. Nou, hoe leef ons dan 'n kopspiritualiteit? Die belangrike ding is, dat God sê, ek het ook vir julle kennis gegee. Ek het vir julle inligting gegee, en hier is 'n biblioteek van inligting. Leer dit, en leef dit. Dis al wat God vra. Leer dit, en leef dit. Dit is die uitdaging wat daar is. En so Salomo moet ons ook kan vra, Here gee vir ons wysheid. Wysheid om te kan onderskei waarmee u besig is. Wysheid om te kan onderskei waarheen u met my op pad is, sodat ek saam met u kan loop, selfs wanneer dit uitdagend word. En dan word dit natuurlik belangrik dat ons in liefde altyd sal leef. Vriende, in ons gemeente is daar mense wat God so beleef, deur kennis wat hulle inwin, deur 'n korrekte wyse, soos wat hulle geloof verstaan, en dan kerk verstaan. En ons is geweldig dankbaar vir hulle, want die kopspiritualiteit hou ons van dwaalleer af. Hou ons op 'n reguit pad. En kopspiritualiteite, kom ons wees bewus van ons sterkpunte en van ons uitdagings, dat ons ook hande kan vat met mense in ons gemeente wat anderste as ons ook dit. En daarom vandag, vriende, word vandag se erediens baie sterk hier volgens ingerig. Ons gaan nou staan om die Here te loof met een lied. Ons sing Psalm 23, die Here is my herder. En ons sing hierdie lied, want hierdie woorde kom uit die Bybel uit. Dit is woorde wat getoets is, en daarom sing ons die woorde wat God vir ons gee. Kom ons staan en ons eer God met hierdie lied. Groene hei veld en by stille
lewensnaam. Ek ken die liefde en die guns met koning en blye leeftijd, Here in U Here, U is ons herder. Here, ons het niks nodig nie, want U is die een wat die pad saam met ons loop. Ja, Here, ons sal nie bang wees nie, want Here, U is by ons. En ook vandag, waar ons tot U nader, vra ons, spreek in ons lewens in, Here, leer ons en lei ons op U pad. In Jesus se naam, amen. Dankie, kan die plek inneem. Ek lees vandag vir ons as wet Romeine 12, vers 9 tot 21. Julle liefde moet ongeveins wees, verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde, gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie, bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoefte van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur, wees eensgesind onder mekaar, moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie wys wees in julle eie oë nie, moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Vriende, wat doen die wet vandag vir jou? Wat is dit uit die wet wat vir jou vandag uitstaan? Wat in jou gedagtes vassteek? Wanneer ons die wet lees, doen ons dit nie om mekaar te veroordeel nie. Ons doen dit om mekaar te herinner aan hoe God wil hê ons as sy familie moet leef. En dan is dit so, dat partykeer het ek en jy foute in ons lewe, waaroor ons dalk skuldig wil voel, maar ons wil dit nie vir iemand wys of sê nie. Maar vandag hier in die kerk, hier waar ons familie is, mekaar liefhet, mekaar kan vergewe, mekaar kan vashou, maak nie saak wat gebeur nie. Hier is ruimte vir my en jou om ons harte voor God te kom uitstort. Om te kan sê, Here, hier's 'n ding in my lewe waarmee ek sukkel en ek gee dit vandag vir U. Daarom wil ek julle uitnooi om vandag saam met my te staan wanneer ons op 'n responsoriese manier ons skuld as geloofsgemeenskap voor God gaan bely. So ek wil vra dat julle staan, en daar waar daar staan gemeente op die bord, kan julle asseblief net saam lees, en saam met my ook julle skuld bely. Kom ons staan. Ek lees as voorganger, en jy lees as gemeente. Voor God en saam met die gemeente van God, bely ek my gebrokenheid. Ek het teen God gesondig, en ek het op verskillende maniere my eie wil bo God se wil gestel, in God se roeping in my eie lewe, en teenoor my naaste, en teenoor die wêreld.
Mag God jou vergewe, mag Christus jou vernuwe en mag die Gees jou help om te groei in liefde. Amen. Voor God en saam met die gemeente van God bely ek my gebrokenheid. Ek het teen God gesondig. En ek het op verskillende maniere my eie wil bo God se wil gestel. In God se roeping in my eie lewe en teenoor my naaste en teenoor die wêreld. Mag God jou vergewe, mag Christus jou vernuwe en mag die Gees jou help om te groei in liefde. Amen. Vriende, op 'n wonderbaarlike manier, jy kan staande bly vir 'n oomblik. Kom God en hy sê hy vergewe ons. En daarmee ook die genadeverkondiging. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Ons is skarlakenrooi van sonde. Julle sal wit word soos sneeu. Ons is purperrooi. Julle sal wit word soos wol. En hiermee verkondig ek aan u as gemeente volkome vergifnis vir al jou sonde en reiniging van die smet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan net so, dan bely ons ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelvader, hier staan ons, u kinders voor u, en ons prys u want u bring vir ons vergifnis en vernuwing. Here, ons prys u want u het die prys kom betaal vir ons skuld. Ja, Here, ons prys u want ons staan vrygemaak voor u. Here, ons prys u want u neem die las van ons skouers af. Here, aan u kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, want u is God. En Here, vandag wil ons tot u nader deur u woord oop te maak en uit u woord te lees, en ons vra, Here, spreek in ons lewens in, want Here, ons, u dienaars, wil luister. In Jesus se naam. Amen. Dankie, ek kan plek inneem. Vriende, ons skriflesing vandag is Markus hoofstuk 1. Ons lees van 1 tot vers 15. En in hierdie lydenstyd begin ons vandag met 'n reeks uit Markus uit. So ons gaan Markus deurlees tot en met Opstanding Sondag. Dit gaan 'n wonderlike reis wees. Ons gaan nou nie elke gedeelte lees nie, so ons gaan so 'n stukkie vang, maar dit gaan 'n wonderlike tyd wees om iets te sien van die evangelie. So ons lees vandag Markus hoofstuk 1 van vers 1 tot vers 15. Kom ons hoor wat sê God se woord. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal jou pad gereed maak, 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here gereed, maak sy paaie reguit. So het Johannes gekom. Hy het in die woestyn gedoop en 'n doop van bekering met die oog op die vergifnis van sondes verkondig. Die hele landstreek van Judea en almal in Jerusalem het na hom gegaan en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop,
terwyl hulle sondes bely het. Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra met 'n leergordel om sy heupe en hy het sprinkane en wille heuning geëet. Hy het gepreek en gesê: "Na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eers werd om te buig en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop." In hierdie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal en 'n stem het uit die hemel gekom: "Jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my." Direk daarna het die Gees hom die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met die wilde diere en engele het hom versorg. Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê: "Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie." Markus is vir ons 'n fenominale boek om te lees. Want Markus speel nie rond met allerhande krulletjies en draadjies nie. Markus is reguit op die man af en hy wil die evangelie verkondig. Punt, klaar, einde van die saak. Die evangelie van Jesus Christus is vir hom belangrik. Markus hou hom nie op met die geboortestorie van Jesus nie. En die geboortestorie van Jesus is vir ons belangrik. Daar lê geweldige belangrike beloftes wat daarin vervul word. Maar wanneer ons Markus evangelie lees, dan kry ons nie hierdie mooi begin van die skaapwagters wat by hulle skape sit, van die lyn, die bloedlyn van Jesus nie. Hy begin met 'n opskrif. Markus val met die deur in die huis en dan begin hy sy teks. Hy skryf die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Hierdie is die storie, evangelie. Ons het al gepraat oor wat evangelie is. Evangelie kom van die Griekse woord euangelion af. Nou hierdie evangelie is eintlik 'n woord wat gebruik word om te sê goeie nuus. So wanneer die keiser nuus oordra van sy kind wat gebore word, dan sal hy sê: "Vat hierdie evangelie die hele ryk deur, daar is vir my 'n seun gebore." Dis goeie nuus wat ons deel. Dis goeie nuus. Wanneer Markus skryf, hierdie is die evangelie, dan bedoel hy hierdie is besondere nuus. Daar is vir ons 'n Christus gebore. Die begin van die evangelie van Jesus Christus. Christus is die Messias, die Seun van God. En dan begin hy onmiddellik met 'n verwysing terug. En hierdie is vir ons nogal belangrik. Wanneer ons Markus lees, en hy maak hierdie twee verwysings terug na die Ou Testament, Jesaja 40 en Maleagi 3, dan wil hy kom sê, die profete het beloof, die profete het geprofeteer, daar sal een kom en hy het gekom. Hier's nou vir ons tyd van bevryding. 'n Tyd waarin ons verdrukking beleef. 'n Tyd waarin ons uitdagings beleef. 'n Tyd waarin ons sukkel om ons geloof uit te leef. Hier is nou vir ons goeie nuus. Vriende, voel ek jy nie ook partykeer so nie? As ek en jy in hierdie strate ry en ons ry pottels raak. As ek en jy in hierdie wêreld leef, en ons voel hoe die wêreld se gebrokenheid so aan ons lyf vat, dan beleef ek en jy ook 'n stukkie verdrukking.
En ja, dan kom ek en jy ook partykeer op 'n tyd wat ons vra, wanneer gaan hierdie goed eindig? Wanneer gaan daar 'n einde kom aan hierdie sleg? Wie gaan opstaan om hierdie te verander? Is daar enigstens hoop vir ons hier in Suid-Afrika vir 'n goeie toekoms? Statistieke sê dat oor die 20% van Afrikaanse Suid-Afrikaners al geëmigreer het. En by baie van hulle is die rede, daar's nie vir ons 'n toekoms nie. Dis wat ons beleef in ons lyf. En in hierdie tipe verdrukking, dan kom Markus, dan sê hy, hoorie, ek het vir julle goeie nuus. Julle moet nou hoor wat hier gebeur. Hier's iets moois, hier's iets wonderliks. Die goeie nuus van Jesus Christus. Want weet julle wat? Jesus Christus is die gesalfde wat vir my en vir jou verligting bring in hierdie wêreld. Vriende, daarom wil ek sê, ek het hoop vir Suid-Afrika. Ek is bly om hier te wees. En vriende, as ek die Dullstrompad oor en oor moet ry, dan doen ek dit. Ek is bly om hier te wees. Ek het gister die Rosenekalpad gery. Toe kry ek julle wat omry baie jammer. Maar weet julle wat? Vir my en vir jou is daar hoop. Hoekom? Daar's ons goeie nuus. Die evangelie van Jesus Christus. En hierdie is maar net die begin. Dan haal hy die profete aan as 'n bevestiging van Jesus Christus. Dis 'n vervulling van die beloftes van God. Omdat God vir Jesus Christus gestuur het, nadat hy beloof het dat hy sal, kan ek en jy vertrou dat God sy beloftes sal nakom. Ook sy beloftes aan my en jou. Want wat wil die Here vir my en jou beloof? Hy wil vir my en jou lewe gee. Hy wil vir my en jou vreugde gee in ons wêreld. Daar waar ons is. Hy wil vir my en vir jou deurbraak gee. Maar weet jy wat? Hy roep my en jou op. En ons sien dit raak in vers 15. Hy sê, hoor die evangelie. Draai na die evangelie. Hierdie evangelie maak van my en van jou 'n leier waar ons is. Posisioneer gou jouself. Waar is jy? Wie is jy? Sê vir jouself, ek is, en dan sit jou naam in. Ek is Johan. Sê in jou gedagtes, sê vir jouself, ek is. Waar bly jy? Wat is jou adres? Want die Here het jou geplaas daar waar jy bly. Hy het jou gebring tot waar jy nou is. Want daar waar jy nou is, het God met jou 'n plan. Het hy jou as 'n leier opgeroep. Dalk bly jy ergens op 'n plaas. En is jou bure 'n bietjie ver. Dalk bly jy ergens in die dorp. En ja, die dorp is, daar's soveel verskillende plekke in die dorp. Elke deel het sy eie roeping. Dalk bly jy in die Rusoord. Waar werk jy? Dalk werk jy op die myn, plaas, besighede, uit 'n kantoor uit by jou huis. Waar werk jy? Dalk is jy 'n huisvrou wat werk uit jou huis uit om 'n gesin aan die gang te hou. Dalk sê by die skool, waar is die kinders? Waar is die kinders? Daar's hy. Hier's 'n paar kinders, daar's hy. So lekker om julle te sien. Daar waar jy by die skool is, Jesus het jou daar gesit.
Wie van julle hou nie van die skool nie? Dis 'n beter vraag om te vra. As hy, ja. As ek nou om andersom gevra het, ek dalk nie hande gesien nie. Ek weet, dis nie altyd lekker om daar te wees nie, maar weet jy wat? Jesus het jou daar gesit en hy het jou 'n leier gemaak. Al is jy dalk nou nie die prefek of die op die leerlingraad nie, ek weet nie wat julle dit noem nie. Maar daar waar jy is, het Jesus jou geroep. Ouers, daar waar jy werk, het God jou geroep as leier. Leier vir die evangelie. Daar waar ek en jy is, het ons beloftes van God en God het hierdie beloftes nagekom. Jesus se identiteit word bevestig. Daar word vir ons geleer wie Jesus is. By sy doop gaan die hemele oop. Nou wil ek hê julle moet hierdie prentjie vir julle teken, dis woestyn. Daar's 'n rivier wat loop en die Jordaanrivier is eintlik nogal bietjie bekend vir hoe vuil hy is. Dis nie 'n skoon rivier nie. So as jy nou in die rivier inloop, gaan jy nou nie jou voete kan sien nie. Okay, so teken die prentjie. Ek dink baie van julle was al in so 'n rivier wat jy nie jou voete kan sien nie. Ek weet daar sommige van ons wat weier om in so 'n rivier te klim, maar dis alright. Jy sien die prentjie. En daar's Johannes die Doper wat kom uitroep het, weer eens as 'n belofte. Wat kom uitroep, maak die pad reguit. Die koning is hier, na my kom daar iemand sterker as ek. Hier's een man. Sy pa was 'n priester, maar verder weet niemand eintlik wie Johannes is nie. En hy loop en hy sê, bekeer julle. En weet julle, mense by die duisende het opgedaag. Want sy boodskap het ingespreek in hulle harte. En die Jode het hierdie boodskap gehoor en hulle het vir Jesaja onthou. En hulle het besef, hier's iets aan die gebeur, hier's iets aan die broei. God is besig. Hier is dalk weer vir ons vryspraak. Ja, ons is in onder verdrukking van die Romeine. Ons onthou vir Dawid hoe die Here ons gered het van die ander nasies. Hier is 'n geleentheid. Hulle het opgekom, hulle het hulle sondes kom bely voor God. En dan sê Johannes, maar vriende, dit gaan nie oor my nie. Na my kom daar iemand anders. Hy wat sterker as ek is dit nie werd om sy sandale los te maak nie, skryf Markus van Johannes die Doper. En dan doop Johannes hom. Nou ons weet daar's 'n hele storie rondom die doop wat Markus nie vertel nie, want vir Markus is dit nie nou belangrik nie. Markus is besig met die evangelie. Wat is die evangelie? Dit is dat Jesus daar is. Hy is die een waarna al die vingers wys. Hy is die koning wat kom. Hy is die Messias. Hy is die Christus. Dis wie Jesus is. En vriende, ek en jy kan in ons lewens vra, maar beleef ek vir Jesus Christus as die gesalfde Here in my lewe, wat heers oor my lewe, wat seggenskap het oor wat ek doen of nie doen nie? Is hy die een wat in my lewe inspreek en vir my kom wys wat die pad is om te loop? Is hy die Here wat ek met alles in my lewe wil navolg? Al gaan dit dwars teen wat die wêreld doen. Al lyk dit vreemd, al lyk dit ongemaklik. Is hierdie die Here, die sterker God. En dan kom by die doop, dan kom die Vader. En hier is hierdie ongelooflike mooi prentjie van die drie eenheid. Een God wat terselfdertyd Vader is, Seun is, Heilige Gees is. En hier is 'n bevestiging dat Jesus hy is. In die feit dat die duif op hom neerdal, wat die Heilige Gees is.
Die Vader wat sê, jy is my geliefde seun, in jou verheug ek my. Jesus se identiteit word bevestig net daar. En nou weet ons wie Jesus is. Hy is God. Hy is seun van God. Markus mors nie tyd daar nie. Onmiddellik vertel hy die Heilige Gees wat nou net met hom gepraat het. Heilige Gees wat nou net op hom neergedaal het vir Jesus gesê, kom ons gaan woestyn toe. Nou ja, hulle is in die woestyn. Nee, ons het ons nou net gesê. Hulle is in die woestyn. Maar Jesus is dieper die woestyn in. Vir wat? Sodat Satan hom kan versoek. Die teenstander. Die bedrieër. Het jy al versoekings in jou lewe beleef? Natuurlik het jy. Natuurlik het jy. Elke keer wat ons hierdie ding in ons lewe wil doen wat ons nie moet doen nie. Elke keer wat ons met woede wil praat, is die versoeking daar. Elke keer wanneer my gedagtes met my weghardloop. Ons het daaroor gepraat by die skuldbelydenis. Ja, ek en jy is al versoek. Geen twyfel nie. Geen twyfel nie. Jesus is ook versoek. Hy ken dit, hy weet dit, hy beleef dit. Maar vir hoe lank is hy in die woestyn? 40 dae. 40. Die getal 40 is eintlik 'n besondere getal. Die getal 40 simboliseer in die Bybel twee goed. In besonder. Die een ding is 'n tyd van voorbereiding. 40 dae is 'n tyd van voorbereiding. Nou in die kerk het ons lydenstyd, hoe lank is dit? 40 dae. 'n Tyd van voorbereiding. Maar 40 dae is ook 'n tyd van reiniging. Nou Jesus is rein. Daarom weet ons hierdie 40 dae wil wys na iets wat God wil doen. En ons dink aan 'n klomp 40 dae in die Ou Testament. Hierdie 40 dae verwys na Moses, wat vir 40 dae op die berg was, wat na God se stem geluister het. Hoe het Moses geëet? Ons weet nie. God het hom versorg. Hoe het Jesus geëet? Die engele het hom versorg. Markus skryf dit. Hy leer dit vir ons. Jesus wat ook iets van Adam wil kom wys vir ons. Jesus as die tweede Adam, Jesus wat lewe kom bring. Ek dink aan iets wat Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 15 en hierdie vers is net vir my so kosbaar. 1 Korintiërs 15, ek lees vers 21 en 22 en dan vers 45. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. So staan daar immers, vers 45 van 1 Korintiërs 15. So staan daar immers geskryf, die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het egter 'n lewendmakende gees geword. In hierdie 40 dae is dit Jesus se voorbereiding om dit te wees. 'n lewendmakende gees. Dis wat Jesus vir my en vir jou kom doen. Jesus het gekom om dit heel te maak wat die mensdom gebreek het. Jesus het gekom om reg te maak, om staande te bly daar waar die mensdom faal.
Jesus se doop en sy tyd in die woestyn kom bevestig wie hy is. Dan wil ek kom by die kritiese punt van hierdie teks, vers 15. Wanneer Jesus begin met sy bediening, dan is dit die boodskap. Vriende, dis die boodskap wat ek en jy met ons moet saamvat wanneer ons vandag hier uitloop. Wat sê Jesus? Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. 3 dinge wat hier uitkom, vriende. Sien dit raak. Die eerste is, die bestemde tyd is vervul. Die tyd het gekom. Dit is nou tyd dat ons reageer. En daai tyd wat hy daar gebruik, is die Griekse woordjie kairos. Dit beteken, dis 'n vaste tyd. Dit staan teenoor die Griekse woord chronos. Nou chronos is die verloop van tyd. Met ander woorde, oor die laaste 175 jaar se tyd is chronos tyd. Die goeie ou dae is chronos tyd, terloops, wat daar nie goeie ou dae was nie. Vandag is die tyd. Jesus sê, daar is 'n tyd, 'n oomblik, 'n vaste, vasgestelde tyd, wat ek en jy 'n keuse moet maak. Wat maak ons met die evangelie van Jesus? Die bestemde tyd is vervul, volkome, volmaak, dit is hier. Vriende, voel die lewe vir jou ook soms asof dit nou maar net slaap, opstaan, eet, werk, eet, slaap, opstaan, eet, werk, eet is? Voel partykeer so. God het ons nie gemaak om maar net so te leef dat die lewe met ons gebeur nie. Hy het vir my en vir jou gemaak vir 'n oomblik, en hierdie oomblik is hier. Die Kairos tyd is hier. Die koninkryk van God is op hande. Die koninkryk van God het gekom. Die koninkryk van God is nie eendag wanneer ons in die hemel kom nie. Nee. Die koninkryk van God is nou. Ek en jy leef nou in die koninkryk van God. Ek en jy is nou ambassadeurs van die koninkryk van God. Wanneer ons in die oggende ons klere aantrek, wat trek ons aan? Kinders, wat trek julle aan as julle skool toe gaan? Skoolklere. Ja, wat beteken dit? As julle in die strate loop, dan weet ons julle is in Laerskool Leidenburg of Hoërskool Leidenburg of dalk elders. Die van julle wat nou bietjie verder ry. Nee. Ons weet wie julle is en waar julle skool gaan. Vriende, wanneer ons in die oggend ons klere aantrek, wat trek ons aan? Trek ons vir Jesus aan en sê, vandag is 'n Kairos oomblik, 'n oomblik wat God vir my gegee het vir die evangelie van Jesus Christus, want God se koninkryk het gekom. Vriende, God se koninkryk het vir jou gekom. Nou, vandag is jou tyd. Hy het jou gemaak vir vandag. As ons die vraag vra, maar hoe verander ons wêreld? God het jou gemaak vir 'n tyd soos hierdie. Hy het jou nie gemaak vir die goeie ou dae nie. Hy het jou nie gemaak vir 100 jaar vorentoe nie. Hy het jou gemaak vir nou. Ja, maar ek het nie genoeg nie. Of ja, maar ek het nie genoeg vaardigheid nie. Ek weet nie regtig wat om. Hy het jou gemaak soos wat jy is vir nou. Wat is sy opdrag? En hoor mooi, in Grieks word werkwoorde geskryf met 'n bedoeling. Vandag is in Afrikaans en in Engels is daar
baie aanname wat plaasvind. In Grieks, as daar 'n opdrag gegee word, is daar 'n spesifieke uitgang wat gebruik word. Jy weet, dis 'n opdrag. En hierdie twee woorde wat volg, is 'n opdrag. Bekeer julle, met ander woorde, maak 'n 180 grade draai. Bekeer beteken, ek is op die verkeerde pad, ek wil nou die regte pad loop. So ek draai. Opdrag 1, draai terug na God. Bekeer julle en glo, werkwoord. Dis 'n werkwoord. Dis nie iets wat ek maar net is nie. Glo is nie iets wat ek maar net beleef nie. Dis nie iets wat ek maar net voel nie. Ek kan nie voel dat ek glo in Jesus nie. Dit is 'n werkwoord. Met ander woorde, dit is iets wat ek doen. Aktiewelik. Ek kies. Ek glo die goeie nuus. Vriende, ken ons die evangelie? Vriende, leef die evangelie in ons harte. Ken ons Jesus Christus, die Here. Vriende, waartoe roep God jou? Vriende, ek is 'n predikant, so wat ek is. Ek is nie 'n onderwyser nie. Ek het nie die invloed by die skool wat ons onderwysers het nie. Ek het dit nie. Ek het nie die invloed by die myn wat jy het wat op die myn werk in watter hoedanigheid ook al. Ek het nie die impak op die besigheidswêreld nie. Ek is geroep vir hier. En ja, dan het julle die moeilike roeping vir daar. Waar loop jy elke dag? Waartoe roep God jou wanneer jy op 'n maandagooggend hierdie wêreld betree? Vriende, kom ons praat met mekaar. Ons familie, kom ons praat met mekaar. As jy agterkom dat jy nodig het om ergens toerusting te kry, net om gereedskap te kry. As ek 'n pyp wil regmaak by my huis, dan ry ek koöperasie toe en dan gaan koop die pyp. Ek gaan kry die regte toerusting. As jy agterkom, maar hoor hierso, vir hierdie job wat die Here vir my gee, het ek toerusting nodig. Kom ons praat met mekaar. Dalk het ek dit vir julle, dalk het ek dit nie. Maar dan soek ek saam met jou. Maar vriende, God roep vir my en vir jou, vir die evangelie van Jesus Christus. Jesus het aarde toe gekom om ons vry te maak, om ons te roep tot dit wat hy wil doen, om hierdie wêreld nuut te maak. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons prys U, ons eer U, ons loof U. Want U is die Christus, U is Here. U het die koninkryk gebring. U het ons uitgekies om deel van U koninkryk te wees. Here, ons sê dankie. Here, ons sê dankie vir hierdie familie. Want Here, hier is 'n plek waar ons tuis kan wees
Ja, Here, al beleef ons U op verskillende maniere. Here, al aanbid ons U op verskillende maniere. Hierdie is 'n familie waar ons veilig kan wees. Hande kan vat. Waar ons U kan soek en saam met U die pad kan loop. Here, gebruik ons wanneer ons hierdie wêreld betree. Lei ons, Here, want sonder U wil ons nie loop nie, Here. Loop saam met ons, want Here, ons wil in gehoorsaamheid aan U leef, elke dag, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan kans gee vir offergawes, wat ons nou vir die Here gee, soos hy op ons harte lê. Kom ons gee, soos hy dit gee. Bethlehem star, o wonderlig, heerlik lieflike gesig, wyse manne kom van ver, Bethlehem star, o lieflike ster, Bethlehem star, o lieflike ster. Bethlehem star, lieflike ster. Leidsman na Jesus, o lieflike ster. Bethlehem star, Gods liefde lig, wat ons pad na Jesus rig. Lei die kinders ook van ver, lei al na Jesus lieflike ster. Lei al na Jesus lieflike ster. Bethlehem star, lieflike ster. Leidsman na Jesus, o lieflike ster. Vriende, vinnige reëlings vir na die diens. As ons nou klaar is, wil ek julle vra dat ons almal sommer reguit by die agterdeure sal uitloop. As jy nou regtig wil hardloop, dan kan jy nou die kant om hardloop. Maar ek nooi julle graag uit. Kom ons gaan by die agterste deur uit. Dan gaan ons 'n gemeentefoto neem en dan kan ons ombeweeg na die plek waar ons sommer lekker gaan kuier. So asseblief, as jy nou nie 'n vleisie het nie, moet dit nou nie mis nie. Gaan kry gou 'n vleisie by Pick n Pay en dan kom sit jy hom op die vure. Ons gaan vandag afsluit met Psalm 146. Prys die Heer met blye galme. Mag ons met lof die Here se naam groot maak. Kom ons staan en ons prys die Here. Prys die Heer met blye galme, o my siel na's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toe my
ontvang die seën van die Here. Mag die genade en die vrede en die seën van God, Vader, Seun en Heilige Gees oor jou lewe die wag hou vandag, môre en vir altyd. My foot